Welkom. Vandag breek ons 'n groot onderwerp, taalkonsepte af in iets wat jy regtig kan gebruik. Ons gaan spesifiek kyk na die absolute kernboublokke van geletterdheid en hoekom dit so belangrik is. Goed, kom ons spring dadelik weg. Hoekom is hierdie so belangrik? Wel, as jy 'n grondslagfase onderwyser in Suid-Afrika is hierdie vir jou dis absoluut krities. Kyk na hierdie syfer, 78%. Wat beteken dit? Dis die persentasie graad 4 leerders in Suid-Afrika wat volgens die 2016 Pearls internasionale studie nie kon lees vir betekenis nie. 78%. Laat dit bietjie insink. Dis 'n heuse wekroep, né? Dit raak die hart van ons hele opvoedingsstelsel. En daai skokkende statistiek bring ons by 'n fundamentale waarheid. Vryheid het al in 1984 gesê, alles wat 'n kind leer is afhanklik van sy kennis en beheer van taal. Dink daaroor. Taal is die fundament. As daai fundament nie sterk is nie, wat gebeur met die huis? Alles anders tuimel in mekaar. So hoe bou ons daai sterk fundament? Wel, soos met enige bouprojek, het jy die regte gereedskap nodig. Kom ons maak ons taalgereedskapskis oop en kyk wat die noodsaaklike items is. OK, eerste stuk gereedskap, die konsep van taal self. Wat is dit nou eintlik? Dis soveel meer as net 'n klomp woorde. Dis 'n hele sisteem, 'n simboliese, reëlbeheerde sisteem wat ons gebruik om sin te maak van die wêreld en natuurlik om met mekaar te praat. Dink daaraan as die blouprint vir hoe ons betekenis skep. En as taal die bloudruk is, wat is spraak dan? Wel, spraak is die doendeel. Dis die fisiese aksie, die hoorbare, betekenisvolle manier waarop ons taal uitdruk. Dis wanneer ons daai bloudruk vat en die gebou met ons stemme oprig. Dis die gesproke woord in aksie. Nou hier's 'n baie belangrike onderskeid wat jy moet verstaan. Reseptiewe taal teenoor ekspressiewe taal. Dis eintlik eenvoudig. Reseptiewe taal is alles wat 'n kind verstaan, al die woorde wat hulle inneem. Jy weet die passiewe woordeskat. Ekspressiewe taal aan die ander kant is wat hulle aktief kan gebruik. Die woorde, die klanke, die sinne wat hulle sê om hulself uit te druk. En onthou dit, 'n kind se reseptiewe woordeskat is altyd baie groter as hulle ekspressiewe een. Hulle brein is soos 'n spons, dit absorbeer alles lank voor hulle dit kan uitpraat. Dis 'n kritiese insig, né? Goed, so ons het die basiese konsepte. Maar dit gaan soveel dieper, want taal is nie net 'n stuk gereedskap nie. Dis eintlik 'n superkrag. Kyk net hierna. Taal se krag is ongelooflik veelsidig. Dis natuurlik hoe ons kommunikeer, ja, maar dit is ook die instrument wat 'n kind gebruik om nuuskierig te wees, om vrae te vra, om te ontdek. Dis letterlik die raamwerk waarbinne hulle leer dink. Dis die hoofvoertuig vir alle leer. En meer nog, dis hoe ons sosialiseer, ons verhoudings bou. Dis selfs die draer van ons kultuur en ons geskiedenis. Dit is soveel meer as net woorde. Maar soos met enige superkrag, moet jy verstaan hoe dit werk om dit reg te kan gebruik. So, kom ons kyk 'n bietjie onder die engine kap na die reëls van die spel wat hierdie hele taalmasjien aandryf. En daai engine het 4 hoofonderdele. Eers het ons fonologie. Dis die kleinste klankeenhede, die foneme. Dink aan k, a, t. Dan kom morfologie. Dis waar daai klanke saamkom om betekenis te dra. Die woord hond is een morfeem. As ons e bysit vir honde, is daai e ook 'n morfeem met sy eie betekenis, sien. Dan sintaksis. Dis die reëls, die grammatika, hoe ons die woorde in die regte volgorde pak om 'n sin te maak. En laastens, semantiek, wat seker maak die hele sin maak sin. Dis die studie van betekenis. Al 4 werk saam, heeltemal naadloos. Goed, so ons het al hierdie tegniese konsepte, 'n fonologie, semantiek. Hoekom maak dit saak vir jou in die klaskamer? Wel, dit is die hele punt. Alles wat ons nou bespreek het, is direk 100% gekoppel aan jou impak as onderwyser. Want jy, as die grondslagfase onderwyser, is in die allerbelangrikste posisie. Jy het die ongelooflike geleentheid en ja, die verantwoordelikheid om 'n werklike verskil te maak. Jy is die een wat daai geletterdheidsprobleme heel eers kan raak sien en kan begin aanspreek. Jy staan letterlik op die voorste linie in die stryd teen daardie 78. So die groot vraag is natuurlik, waar begin 'n mens? Met al hierdie kennis, wat is die eerste praktiese stap? Jy begin hier deur hierdie konsepte jou eie te maak. Want as jy dit bemeester, bou jy die fundament vir elke liewe leerder se toekoms. Jy moet onthou, wanneer jy taal onderrig, gee jy nie net lees- en skryflesse nie. Jy gee vir hulle die sleutel, die hoofsleutel, wat elke ander deur van leer in hulle toekoms sal oopsluit. Jy gee hulle die krag om te dink, die krag om te verbind en uiteindelik die krag om te floreer.